Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Eksodus 15 lees ons hoe die volk deur die woestyn getrek het en by 'n plek met die naam Mara aangekom het. Hulle kon egter nie die water daar drink nie, want die water was bitter. En die volk het toe by Moses begin kla. Vers 25 sê, en hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Die King James Version sê, and he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree. Wanneer die ding waarvan jy jou hele lewe lank gedroom het, deur die mat val, is dit bitter water. Wanneer iemand jou teleurstel, is dit bitter water. Wanneer 'n gebed vir 'n deurbraak oor en oor gebid word en die antwoord kom nie, is dit bitter water. Dit is skokkend hoe vinnig 'n mens soms van blydskap na bitterheid kan beweeg. Toe Moses God aanroep, het hy vir hulle 'n boom gewys. Hoe het hulle die boom gemis? Hulle het die boom nie gesien nie, want hulle bitterheid het hulle verblind. Dit is baie moeilik om die uitweg te sien wat God soms reg voor jou oë sit, as jy verbitterd is. Want al wat jy dan op daardie oomblik sien, is net 'n poel van teleurstelling. God het Moses se oë oopgemaak, en toe hy die boom sien, het God vir hom gesê om die hout in die water te gooi, en die water sal dan soet word. Iewers in die verlede het God toegelaat dat 'n klein saadjie deur 'n kraak in daardie woestynvloer val. En op een of ander manier het hy net genoeg vog toegelaat om daardie saad maand na maand, jaar na jaar aan die lewe te hou. Hy het daardie boom laat groei omdat hy geweet het dat daar eendag 'n klomp bitter mense sou wees wat deur iets sou gaan en slegs die boom sou hul bitterheid in soetheid kon verander. Hierdie boom was jare terug geplant, voordat hulle nog een slukkie van hierdie bitter water gedrink het. Nog voordat hulle die boom nodig gehad het, was hy reeds daar. Nog voordat jy opgeëindig het waar jy vandag is, het God reeds geweet dat jy jou by hierdie plek in jou lewe sou bevind, en hy het reeds die oplossing. Soms moet ons hom net vra om ons oë oop te maak om die uitweg raak te sien. Jare gelede het God geweet dat jy sou wees waar jy nou is, en hy het reeds die boom geplant. Hy was al reeds besig om die stukke in plek te kry vir jou deurbraak vandag. Here, help my om u hand raak te sien in my omstandighede. Dankie dat die datum van my deurbraak reeds deur u vasgestel is. Daarvoor loof ek u vandag.